Ons is besig met Romeine. Nou, deel van ons Romeine studie in Romeine 12 het ons 'n paar verse gelees. As jy wil, kan jy jou Bybel soontoe blaai. Ons gaan nie vreeslik baie tyd spandeer in Romeine 12 nie. Maar Romeine 12 vers 3, dan kom hy en hy maak die stelling, en ek lees dit vir jou uit die NNT vertaling, en hy sê, weet wat 'n porsie geloof God spesifiek aan jou uitgedeel het. So toe het ons gesels en gesê dat God het vir jou 'n porsie geloof gegee, en dan as ek en jy wil vra waarvoor is die porsie geloof, dan praat hy oor dit gaan vir die liggaam van Christus. Dis ons as liggaam, dis vir meer as net myself. En dan vers 6 het hy gesê, ons elkeen het verskillende hemelse genade geskenke ontvang. En so ons hart is om bietjie te gesels oor hierdie genade geskenke of genade gawes. Dis wat God vir my en vir jou gee om sy liggaam te bemoedig, te versterk en groot te maak en sterk te maak en eenheid te bring. Dis God se hart, is om hierdie genadegawes te gee en dit dan te gebruik. En ek dink die groot ding is, as deel van dit, het ons gesê dat daar word baie keer kategoriseer ons dit in 'n groepering. Nou daar's 25 gawes en ek wil vir jou praat oor hoe kategoriseer ons hierdie. Nou daar's 4 kategorieë en ek sit dit sommer vir jou op die skerm. So eerste kategorie verklaar ons of noem ons die bedieninggawes. Baie keer sal mense praat oor die 5voudige bediening. Dis basies waarna hy gaan wees. Ons gaan nou gesels oor hom. Dan het ons spreek of woordgawes. Dis gawes wat jy praat, gawes wat gesê word vir mense. Dan het ons diensgawes en dan het ons wonderwerkgawes. Nou binne in hierdie lê daar 25 gawes. Nou dit hang af hoe jy dit tel. Is min of meer hoe dit gaan wees. Nou ons gaan dit nou stelselmatig mooi alles afbreek. Maar kom ons gaan kyk net gou vinnig na die bedieninggawes. Nou as ons praat van die bedieninggawes, dan praat ons spesifiek hierso van dit is, en ons lees Efesiërs 4 vers 11, van sê hy, en hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee. So met ander woorde, as jy die 5 opsit, dis die apostel, die profeet, die evangelis, die herder en die leraar. Nou ons noem hierdie die 5voudige bediening. So hierdie mense is nie soveel gawes wat hy oor die algemeen uitdeel. Hierdie is meer funksies. God sit sekere funksies in plek. Hy gee vir mense gawes en hy sê ek wil hê jy moet 'n sekere funksie verrig in die gemeente. En die doel van hierdie funksie is hoofsaaklik om die gemeente toe te rus. Dis om eenheid te bring en dit is om mense te lei na volwassenheid toe. Nou, ek gaan nie vreeslik baie tyd spandeer aan hierdie ouetjies nie. Ons sal later op 'n ander stadium sal ons elkeen van hulle gaan gesels oor en sê wat is die funksie van elkeen van hulle. Ons het al liggies daaroor gepraat, maar as ek en jy gaan praat van binne in die 25 lys van geestelike gawes, gaan jy elke nou en dan sien, dan sal hy sê, ek selfs in Korintiërs, dan sal hy sê, en ek het gegee eerstens as profeet, tweedens as herder, en so gaan hulle voort. So, hy gebruik elke nou en dan gebruik hy hierdie terme, maar jy moet onthou dat wanneer ons praat van 'n apostel, 'n profeet, 'n evangelis, 'n herder of 'n leraar, praat hy primêr van 'n persoon wat aangestel is in die gemeente, alhoewel ek moet sê, ons het al agtergekom dat meeste mense se bediening vloei uit een van hierdie 5 goeters uit. So met ander woorde, selfs as jy nie aangestel is as die gemeente se profeet nie, sal van jou gawes dalk 'n profetiese element hê. Of dit sal wees dat jou gawes jou gerad kry om baie soos 'n herder op te tree. So met ander woorde, ons kom agter dat meeste mense se gawes val binne in hierdie 5 kategorieë. Maar ons gaan nie te veel werk nie. Hierdie is funksies, dis die 5voudige bediening en dis die eerste ene waarna ons gaan kyk. Dan die volgende groepering waarna ons kyk is die spreekgawes. Dis gawes wat jy praat. Die ene is 'n profesie. Nou onthou, ons het gesê op die vorige ene, jy het 'n bediening gehad van 'n profeet. Daai profeet sal die gawe van profesie hê. En dan kry jy die gawe van onderrig of van lering. Nou 'n leraar sal die gawe van onderrig of lering hê, maar jy moet onthou dit is nie net die leraar en nie net die profeet wat hierdie gawes is nie. Hierdie gawes word uitgedeel binne in die liggaam van Christus. So profesie,
onderrig of lering, 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis en dan die gawe van bemoediging. So hierdie word gewoonlik as ons spreekgawes gedoen. Dit is ek praat met iemand, ek sê vir iemand iets en sodra ek dit vir jou sê, dan verstaan jy dit en jy hoor dit en dit drop iets in jou hart in en dis hoekom ons hulle as spreekgawes gaan klassifiseer. Dan die volgende is die diensgawes. Diensgawes is iets wat ek doen. Diensgawes, hy is diensbaarheid, barmhartigheid, administrasie, gasvryheid, leierskap, gee en hulp. Dis basies die groepering waarmee jy deurgaan. So ek lees dit weer: diensbaarheid, barmhartigheid, administrasie, gasvryheid, leierskap, gee en hulp. Hulle val, dis meer jou praktiese doen goeie. So met ander woorde, ons vind daar is baie mense wat hierdie gawes het en omdat jy nie dit as 'n fancy ding het wat jy voor op 'n stage staan en met mense praat nie, voel jy maar ek het nie 'n gawe nie. En die konsep van leierskap, die konsep van administrasie, die gawe van gee, hierdie is gawes wat die Heilige Gees vir jou gee en onthou, ons praat nie van talente nie. So jy kan administrasie by jou werk doen, maar dis nie te sê dat dit is 'n geestelike gawe nie. Geestelike gawe is gebaseer op geloof en genade en dit maak 'n verskil in die koninkryk van God. So dis die doel van diensgawes. Dan die volgende een is die wonderwerkgawes. Hierso praat ons van om in tale te praat, die interpretasie van tale, geloof, wonderwerke, genesing en die onderskeiding van geeste. Hierdie is dies wat gewoonlik die meeste aandag trek. Hulle trek ook gewoonlik die meeste crowds en hulle gaan partykeer ook die meeste mense wegjaag in die proses. So jy het amper half hierdie en hierdie kom ons as of klassifiseer ons as die wonderwerkgawes. Nou, crucial vir ons om te verstaan. As ons praat oor die gawes, onthou wat ons gesê het, dit is God gee vir jou 'n gawe. En wat hy vir ons gesê het in Romeine 12 vers 3 tot 6, is hy het gesê moenie links of regs kyk en heeltemal dan begin sidetrack raak met hoekom lyk my gawe nie soos joune nie? Of my gawe lyk beter as joune. En hy het gesê hou op, kom weg van daai idee af. So kom ek illustreer gou vinnig vir jou net die idee van gawe. So hierso het ek nou 'n geskenk. So Alistair, kan ek jou gou vra om vorentoe te kom asseblief? So hier's vir jou 'n geskenk. Nou ek wil hê jy moet hierdie geskenk vir oom Kobus gee. Nou daar sit hy is nou lank weg gewees. Nou jy mag vir hom die binnekant van die contents gee, maar jy kan die pakkie hou. Okay, alright. So daar gaan jy gou vir hom sy geskenkie gee. Alright, so wat gebeur is daar kry oom Kobus nou 'n baie oulike geskenkie. So ag, ons is almal so dankbaar vir dit. Ek hoop net hy die gawe van gee. So ja, Alistair wil vir hom die pakkie gee en die geskenkie hou. Okay, so dis basies wat gebeur. Nou, as oom Kobus dankbaarheid betoon, aan wie betoon hy die dankbaarheid? Aan Alistair of aan my? Kontroversie. Wie is die oorsprong van die geskenk vir oom Kobus? Ek is. Nou wat gebeur is God gee vir ons gawes. God gee vir ons gawes vir ander mense. So wanneer ek mense bedien met my gawe, vir wie moet hulle dankie sê? Vir God. Nou wat gebeur is nou het ons 'n wonderwerkgawe of 'n gawe van genesing. So nou kom daar iemand en hy gaan stap na iemand toe en hy bid vir iemand wat kanker het daar in die hospitaal. En die persoon is gesond. En skielik wil ons hierdie ou in 'n crusade en sê, mense kom, Jean is hierso, kom kyk. Hoor julle wat het gebeur? Mense vat krediet vir die geskenk wat God gegee het. En daai is gevaarlik. Nou kan Alistair, omdat Alistair klink nou, hy lyk nou soos die gewer van goeie gawes. Want hy het nou nog sy pakkie. Nou kan hy self checkers toe gaan en sy eie sweeties daar gaan uitprop en nou begin uitdeel vir mense. Hoekom? Want Alistair is nice. Maar skielik moet ons verstaan dat God gee gawes.
En die oomblik wanneer ek en jy dink daai gawe gaan oor my, ek wil hierdie gawe hê, ek wil die gawe van wonderwerke hê, want dit sal so amazing wees. Imagine net wat kan mense dink van my. Hoor hoe kan ons hierdie ding heeltemal warp, soos die Engelse sal sê. Ek en jy kom op 'n punt wat ons besef of ons dink dat die gawes het enigstens iets met jou uit te waai. En dit het glad nie. En op grond van hierdie sit ons met twee ekstreme pole rakende ons verstaan van gawes. So aan die een kant sit jy met mense wat hulle glo dat binne in die diens moet daar soveel gawes as moontlik operate. Kyk, hoe meer, hoe beter. As ons al hierdie gawes kan almal laat operate in hierdie diens, kyk, dan is ons 'n heilige kerk. Kyk hier, die Here hy trek ons voor. En so die idee raak dat mense begin leef met die perspektief dat as ek vir mense wil wys hoe oulik en geestelik en heilig ek is, hoe meer moet ek hierdie goeders doen en die oomblik wanneer ek my eie sweeties begin uitdeel. Daai is gevaarlik. En dan het jy nou aan die ander kant die ekstreem. Die ander kant die ekstreem is mense wat sê dat hierdie gawes het opgehou toe die Nuwe Testament klaar was. Toe stop hierdie gawes. Nêrens te weer het ons hierdie gawes gesit. Gaan hoor nie, hulle gebruik, en ek kan dit nou baie simplifiseer, hulle gebruik 'n paar verse om hierdie te gebruik, maar meeste van hierdie tyd wanneer mense praat oor hierdie, kan jy hoor dat daar is 'n renons in hulle hart teenoor mense wat gawes uitdeel en hulle glo dat hulle self op 'n pedestal sit op grond van hierdie gawes. En so hier's die eerste beginsel wat ek en jy moet verstaan vandag, is dat wanneer jy 'n gawe uitdeel, dis nie jou gawe nie. Dit was nooit jou gawe nie. Dis aan jou gegee vir iemand anderste. Nooit was die binnekant van daai pakkie ooit Alistair se nie. Nie vir 'n oomblik nie. Hy het gedink daar's 'n stadium soos kom ek gee vir jou die pakkie. Daar is die behoefte om hierdie gawes vir onsself te wil hou, maar jy moet verstaan, ek en jy is nie die eienaar van hierdie gawes nie. En as ek en jy hierdie ding snap, dan kom ons weg van jaloesie, of ons kom weg van die idee dat ek dink ek is beter as jy. Want nêrenste gaan hierdie gawes oor jou nie. So ek dink dis 'n belangrike beginsel. So het julle daai beginsel? So vandag toe besluit ek, kom ek maak dit vir my lekker moeilik deur die twee mees kontroversiële gawes mee te begin. So aangesien ons nou besig is nou om hierdie goeders vas te maak, kom ons gaan kyk na die twee wat die meeste gefaitery eintlik veroorsaak binne in die kerk. En die eerste ene is tale en die ander ene is profesie. Beide van hulle het konstant mense wat fight en beide oor al twee van hulle is daar verskillende redes hoekom mense fight. Nou kom ons gesels oor tale. Die rede hoekom meeste mense oor tale fight, want kom ek vir julle sê dat beide profesie en tale word baie deeglik verduidelik deur Paulus. Maar tale het 'n paar ander plekke in die Nuwe Testament wat tale raak gelees word. En omdat tale daar raak gelees word, kom mense tot op die konklusie om te kan sê dat wanneer ek die Heilige Gees oor my het, is 'n teken daarvan tale. Wat beteken, as jy nie in tale kan praat nie, beteken dat jy het nie die Heilige Gees in jou nie. En as gevolg van dit is daar nou mense wat of tale forceer, hy luister na wat ander mense sê en hy sê net sekere goeders, want hy wil nie uitvoel nie. Of daar is mense wat regtig met opregtheid sit en sê, Here, maar gee my die taal en jy kry nie die taal nie. En nou begin die gestryery. Hoekom kry jy nie die taal? Nee man, jy's te intellektueel, jy dink te veel. Nee, jy's nie empatie genoeg nie, jy's nie heilig genoeg nie. En nou begin die gefaitery. Want dit gaan oor tale is 'n teken van die Heilige Gees. En die ander ding is dat ons maak die stellings dat tale is vir almal, alhoewel tale nie vir almal is nie. En op grond van daai tipe goeders, en ek gaan vandag kyk, laat ons gaan kyk na hierdie goeders en verstaan hoekom ons hierdie ding doen, maar op grond van hierdie word tale die fight wat mense fight. Die rede dat profesie so kontroversieel is
is want so amazing soos wat profesie kan wees, het profesie al ongelooflike skade gemaak. Daar is mense met pakkies van profesieë en hulle deel hulle eie sweeties uit, asof dit God is wat gesê het. Dat 'n mens stories hoor, dat 'n vrou na 'n kappel toe gaan en die kappel is swanger met, ek dink hulle 3de kind. En hulle sê vir die kappel, die kind gaan 'n dogtertjie wees en jou vrou gaan doodgaan in geboorte. Dis die profetiese woord wat saam met dit gaan. Nou, hoor net mooi, wat gebeur in daai mense se hart? Weet julle wat? 40 jaar later lewe daai seentjie en die ma nog. Dis wat gebeur, is as gevolg van die skade wat profesie al gedoen het, staan 'n klomp mense terug en sê, "Hey, hierdie is nie reg nie." En dan sny ons profesie heeltemal af. En so dis hoekom ons gaan kyk na hierdie twee. So ek weet nie of ons dit gaan regkry nie, maar ek gaan 'n paar goedes hanteer plus ons gaan deur die hele 1 Korintiërs 14 gaan. So jy kan 1 Korintiërs 14 toe gaan, maar voordat ons daar uitkom, kom ons begin met tale. Tale word op 'n paar verskillende plekke gehanteer. Miskien moet ons dalk begin by Markus 16. Blaai vir my na Markus 16 toe. Markus 16 is die eerste keer wat jy gaan lees van tale en ek lees dit saam met jou. Markus 16 vers 17. Markus is daarom nie moeilik om te vind nie. So alfabeties A, B, C, D, E. Nee, ek spot. Okay, so. Matteus, Markus, tweede boek in die Nuwe Testament. Markus 16 vers 17. Hy sê hierdie tekens sal hulle wat tot geloof kom vergesel. So met ander woorde, as jy tot geloof kom, hierdie is die tekens wat jou gaan vergesel. In my naam sal hulle demone uitdryf, in nuwe tale praat en slange met hulle hande optel. As hulle iets dodeliks sou drink, sal hulle nie kwaad aangedoen word nie en op die siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Nou hier kom die woord en hy sê baie duidelik, as jy tot geloof kom, hierdie is die tekens wat volg en een van die tekens is jy sal in tale praat. Nou kom mense en nou sê hulle, "Jesus, maar Jean, nou jy kom nou en jy sê nou tale is nie vir almal nie. Hoe maak jy die stelling as jy Markus 16 daar baie duidelik lees?" En nou moet jy verstaan oor wat gebeur in Markus 16. Markus 16 eindig eintlik by vers 8. So jy sal sien in jou Bybel, sal hy ergens te vir jou 'n sterretjie wys of 'n spasie wys om te sê 'n kort einde of 'n langer einde. Daar's iets wat hy vir jou sal wys om te sê dat Markus eindig eintlik by vers 8 en dan het iemand vers 9 bygesit en dan het hulle hom sommer aangeskryf tot en met vers 20:21 wat hulle hom daarmee geëindig het. En so dis die idee. Hulle het hom dan geskryf tot aan die einde toe. Nou meeste van die tyd as jy gaan kyk na die oorspronklike manuskripte. Nou jy moet onthou, die Bybel word opgemaak in 3000 manuskripte. Manuskripte wat oor jare al geskryf is. Nou die heel oudste manuskripte wat ons het, stop Markus 8. Dis waar hy stop. So die heel oudste manuskripte gaan net aan tot by Markus 8 toe. En dan vermoed hulle dat een van twee goeters het gebeur. Of Markus het dit doelbewus gemaak dat jy eindig met vers 8 en dit voel vir jou dis baie vreemd. Jy het nie eens jou gedagte klaar gemaak nie. Nou as jy Markus in homself lees, Markus het 'n verskriklike puntsgewyse tipe. Hy kom vinnig tot op die punt. So baie ouens sê dis sy manier van skryf, hoe hy geskryf het en dis waar hy geëindig het. Ander ouens sê dat die einde van Markus was verlore. Gewoonlik die begin en die einde van 'n boekrol was gewoonlik beskadig geweest en dat die agterste gedeelte van Markus beskadig was. En as gevolg van dit was hy nie meer daar gewees nie. En toe het later bygekom ouens om te probeer kompenseer vir die feit dat hy net so awkwardly stop, het ouens sekere goeders ingeskryf. En dis hoekom oor 1500 manuskripte wys vir jou die lang gedeelte van Markus. So ons kan nie daai laaste deel net uithaal nie, want baie mense het na die tyd hierdie ding oorgeskryf. Maar selfs van jou eerste kerkvaders praat spesifiek
om te kan sê dat Markus het nie daai laaste gedeelte geskryf nie. En as jy gaan kyk in die Grieks, sy hele styl verander. Vanaf vers 8 tot en met vers 9 kom dit voor asof iemand anders dit geskryf het. Dis nie sy manier en styl van skryf nie. Nou hulle sit dit in en dan vra ons self die volgende vraag. As dit wat ek lees in hierdie gedeelte van Markus, staan dit ernstig anderste in die evangelies of het hierdie ouens net bog gepraat? Nou meeste van dit wat hulle sê, staan iewerste anderste in Matteus, in Lukas, in Johannes. So ons sien en ons verstaan wat hy meeste van die tyd sê, behalwe daai stelling wat sê die gelowiges gaan in tale praat, demone uitdryf, slange optel wat hulle sal byt en daar sal niks oorkom nie. Daai is die enigste sin wat jy nêrensste anderste in die Nuwe Testament gaan kry nie. So met ander woorde, dit gee vir ons die bewyse dat daai gedeelte van Markus, daai laaste paar verse, moet nie eintlik daar wees nie. Jy moet verstaan, hulle maak dit baie duidelik om vir jou te sê, dis nie eintlik daar nie. As jy vergeet het in ons Johannes studie, die begin van Johannes 8 is dieselfde. Die storie van die vrou wat egbreek gepleeg het, hulle kom na Jesus toe en sê, wat moet ons maak met hierdie vrou? En Jesus begin skryf in die grond, hulle gooi almal hulle klippe neer en hulle loop weg. Presies dieselfde met daai storie. Daai storie hoort nie tegnies binne in Johannes nie. Inteendeel van die ouer manuskripte het nie geweet waar om daai gedeelte te sit nie. So dan vra ons wie onsself die vraag, is hierdie storie wat ons lees, of die storie waar is of nie, vra ons oor die karakter van Jesus. Sien ons die karaktereienskappe wat parallel loop saam met Jesus, en daai antwoord sê ons ja. Maar hy sê baie duidelik in jou Bybel dat hierdie gedeelte is nie suppose in die dis nie in die oudste manuskripte nie. Nou as jy baie graag wil, meer inligting gaan luister of gaan lees oor dit, Wes Huff, hy het geskryf oor die einde van Markus, so gaan op YouTube, gaan kyk na Wes Huff se goeters, hy praat dit baie meer tegnies, en die verskillende kodekse en hoe hulle die goeters opgesit het, hy gaan dit vir jou baie beter doen, maar ek en jy kyk na Markus 16, en Markus 16 kan nie vir ons 'n indikasie gee oor hoe verstaan ons tale nie. Hoor mooi, as ons sê, hier volg die tekens van almal wat tot in geloof kom en die tale is een van hulle. Ons kan nie daai in ag neem om dit te sê hierdie word die fondasie van hoe ons tale verstaan nie. Ons moet gaan kyk na tekste wat ons baie duidelik verstaan. Nou, watse tekste gaan kyk ons dan aan? Dan gaan kyk ons na Handelinge 2. Handelinge 2 ken jy goed. Ons hanteer dit gewoonlik ernstig so 'n paar dae nadat ons Paasfees gedoen het, dan gaan dit oor die Pinkstertydperk en dis waar die Heilige Gees uitgestort word op die mense. So Jesus stuur sy disippels en hy sê wag in Jerusalem totdat die krag op julle gaan val en Handelinge 2 is dit wat gebeur. Die klomp is besig om te bid, hulle is in die bovertrek en daar kom die Heilige Gees oor hulle en hierdie ouens bars uit en hulle begin in tale praat. Hulle gaan buitekant toe en skielik is daar 'n klomp mense om hulle en hierdie ouens sê, maar dis vreemd. Hierdie ouens is mos 'n klomp Galileërs. Hoekom praat hierdie ouens uit al ons verskillende tale? Ons kom van ander lande af. Ons praat ander tale en hierdie ouens praat soos wat ons praat. En dis wat jy sien in Handelinge 2. So Handelinge 2 is 'n voorbeeld waar tale geïnterpreteer word as 'n ander kenbare taal. So met ander woorde, as ek jou nou gaan afgooi in Italië en jy begin nou en die Heilige Gees kom oor jou en hy gee vir jou daai taal, dan beteken jy praat vlot Italiaans. Nou, die groot ding is jy hoor stories van missionaries wat ernstig op somewhere afgelaai is en dan skielik begin hulle so die taal praat van die mense. Nou, wees versigtig dat ons nie experience gebruik om hierdie goeters te definieer nie, want die enigste plek in die Nuwe Testament wat 'n taal gekenbaar word, waar tale gekenbaar word, is Handelinge 2. Nêrensste anderste sien ons die voorbeeld waar tale kenbaar is vir mense nie. So met ander woorde, ons sien dit gebeur definitief. Nou is daar mense wat korrelasies bring en sê, onthou julle daai tyd met Babel. Nou met Babel, toe die Here al die tale moes versprei. En nou kom jy en jy sien daar is 'n herstel weer met hierdie tale. En so nou kom mense en hulle trek daai. So dit kan wees
dat dit die geval is. Maar nêrens te anders te sien ons dat mense in tale praat en die ander ouens is, wat, hoe het jy geweet ek praat Afrikaans? So dis nie wat ons op die ander plekke gaan sien nie. So wat sien ons wel op die ander plekke? So jy sien dit obviously in Handelinge 2. Die volgende plek wat ons dit sien is Handelinge 10. So Handelinge 10 is Petrus besig om met die mense te praat, en terwyl hy besig is om te praat, Handelinge 10 vers 44, hy sê Petrus was nog aan die woord, toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister neerdal. Die gelowiges het uit die besnydenis, nou as hy praat van gelowiges uit die besnydenis, praat hy van Jode. Hy sê so die Jode en almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. Dis die nie-Jode. So Jode kyk en hulle sien hoe die Heilige Gees uitgestort is op mense wat nie Jode is nie. En hulle is verbaas daaroor, en dan vers 46, hy sê hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. So hier is die teken. Daar is 'n teken wat die Heilige Gees kom uit, dieselfde soos in Handelinge 2, dit kom oor die mense en hulle begin in tale praat, maar dit sê nie iets spesifiek oor watse taal hulle gepraat het nie. So wees versigtig dat ons nie vir onsself gaan sê dat tale klink op 'n sekere manier en dis ons dit verstaan nie. So daai sien ons, en dan sien ons in Handelinge 19. Nou daar is 'n gedeelte wat die Heilige Gees ook oor mense kom, en jy sien, dis Handelinge 8, en dan is daar die uitstorting van die Heilige Gees, maar daar's nie tale nie. So daar's baie mense wat sê, elke keer as die Heilige Gees uitkom, is daar tale nie. Nee, Handelinge 8 gaan vir jou daai in 'n teenstry. Maar Handelinge 19 vers 6, nou is Paulus in Efese. En hy sê, Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het oor hulle gekom, en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. Altesaam was daar ongeveer 12 mans. Nou dit begin eers met 'n gedeelte wat hy vra vir hulle, maar waar is, is 'n klomp disippels, hy vra maar waar het julle tot bekering gekom, hoe het julle gedoop geraak, en al hierdie goeters, hierdie ouens sê, nee, dis al wat ons ken is Johannes doop, ons het nog nooit gehoor van die Heilige Gees nie. Paulus leer hierdie ouens oor Jesus, wie Jesus is, wat het gebeur, en dan kom die Heilige Gees op hulle, en hulle begin tale praat. So wat ons sien tot op hierdie stadium toe, en onthou, dink nou terug aan laasweek. Laasweek het ons gesê dat wanneer die Heilige Gees op jou kom, dan bemagtig hy jou om hierdie gawes te kan hê. So ons sien dit oor en oor. Jy kan keer op keer kan jy gevul wees met die Heilige Gees. Dis nie 'n once-off nie. Dis hierdie Heilige Gees op my kan weer en weer en weer gebeur. Inteendeel, ek dink ek en jy het hierdie vir die res van ons lewe konstant nodig. Dis nie die Heilige Gees wat in jou is, wat jou 'n nuwe mens maak nie. As al hierdie vir jou vreemd is, gaan luister na laasweek se preek, ek kan nie teruggaan na daai toe nie. So die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan is, ons gaan kyk na tale, en ons besef, dat hier was 'n paar kere gewees wat die Heilige Gees oor mense gekom het, en dan het die gawe van tale, en 'n ander keer tale en profesie, spontaan begin uit mense uit begin beweeg. En so daai is die enigste gedeeltes wat ek en jy lees van tale, tot en met 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 tot 1 Korintiërs 14, gee vir jou, veral primêr hoofstuk 14, gee vir jou primêr die meeste inligting wat jy nodig het oor tale, en dan is daar 'n paar plekke wat hy gaan praat oor profesie ook. So as ek en jy wil gaan lees 1 Korintiërs 12, jy kan maar soontoe blaai, en ons gaan baie tyd nou hier begin spandeer, alhoewel ek net 'n volle 5 minute oor het. 1 Korintiërs 12 vers 27. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. In die gemeente het God aangewys, eerstens apostels, tweedens profete, derdens leraars, want ons het dan nou daaroor gepraat. Hy sê daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoëns om te kan help, om te kan lei, om verskillende soorte tale. Is almal dan apostels? Is almal dan profete of almal leraars? En onthou, hier het ons gesê, hy sê eintlik vir jou, nee, ons is 'n verskillende liggaam, elkeen het sy eie funksie, so eintlik wat hy vir jou sê is 'n
retoriese vraag. Hy sê, is almal apostels? Nee. Is almal profete? Nee. Is almal leraars? Nee. Het almal miskien kragtige vermoëns? Nee. Het almal miskien gawes van genesing? Kan jy sê nee. Spreek almal dalk in tale? Nee. Kan almal dit dalk uitlê? Nee. Julle lê julle toe op die belangrike genadegawes, maar ek wys vir julle die heel beste weg. So hy het vir ons geleer, wat is dit vroeër in 1 Korintiërs 12, het hy vir jou gawes gegee, dan het hy gepraat oor die liggaam en hoe ons as liggaam mekaar nodig het, en dan kom hy en sê, maar nie aan elkeen van julle is daar dieselfde gawe gegee nie. So hy is baie duidelik oor dat nie almal het tale gekry nie, nie almal het profesie gekry nie. En dan sê hy, wat ver belangriker is as oor watse taal jy gebruik, is liefde, en dis waarmee hy die hele 1 Korintiërs 13 deurgaan. Hy praat oor die hart van 'n liggaam wat saam staan, wat mekaar in liefde hanteer, en dan gaan ons oor na vers of 1 Korintiërs 14 toe. Nou voordat ons na 1 Korintiërs 14 toe gaan, en ek weet nie eens of ons gaan kans kry nie, miskien doen ons dit dalk volgende week. Voordat ons daarna gaan ons het gaan kyk, en dit is belangrik vir jou, en jy kan selfs in jou eie tyd 1 Korintiërs 14 gaan deurlees. Maar dis belangrik vir jou om te verstaan, dat tale tot op hierdie punt toe, tot op einde 1 Korintiërs 12 toe, vanaf wat ons gesien het, Markus, Handelinge, 1 Korintiërs 12, verstaan ons dat tale is 'n gawe, en ons weet dat tale is soos al die ander gawes nie een vir almal uitgedeel nie. Dis definitief 'n teken vir as die Heilige Gees oor jou kom, soos wat profesie kan wees, soos wat al die ander gawes kan wees. Ek en jy kan net vanuit die gawes natuurlik vloei as die Heilige Gees oor jou kom. Dis crucial om te verstaan, daai geskenkpakkie is nooit joune nie. Dit help ook nie, jy traai jou eie sweeties gaan inprop en dit uitdeel nie. Dit moet vanuit God uitkom. Dis wat dit so crucial maak. En dan wanneer ons oorgaan na profesie toe, nou dis belangrik, daar's mense wat hulle self afsny van profesie. Nou wil ek net vir julle noem 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 22. Paulus skryf, en hy skryf aan die gemeente in Tessalonika. Nou aan die einde van Paulus se briewe begin hy gewoonlik en hy gooi sulke punchlines. As sy brief begin klaar raak, dan gooi hy net al hierdie punchlines, hy verduidelik dit nie, hy gee dit net vir jou dat jy moet hierdie goeders in gedagte hou. Nou 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê die volgende, hy sê, wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar. Nou elkeen van hulle kan 'n preek op sy eie wees. Hy sê, want dit is God se wil vir julle in Jesus Christus. Vers 19, moenie die Gees blus nie. So met ander woorde, wanneer die Gees kom, moenie die Gees blus nie. En dan sê hy, moenie profesie geringskat nie. Moenie profesie lig maak nie. Moenie dit afmaak nie. Moenie sê, maar ek gaan nie worry daaroor nie. Dis belangrik om profesie in hulle regte plek te kry, en dan sê hy, behou die goeie, hy sê vers 21, hy sê, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie. So een van die goeders wat hy saam met profesie sê, en hy gaan dit vir ons sê in 1 Korintiërs 14 ook, is hy gaan spesifiek vir jou sê, dat wat ek en jy moet verstaan saam met profesie, is daar moet 'n ondersoek plaasvind, en profete sit hulle self onder ander profete wat hulle spesifiek gaan oordeel oor wat jy sê. So met ander woorde, dit is belangrik om te verstaan dat wanneer profesie gedoen word, moet dit beskermd gedoen word. Ons kan nie net wegtrek en net sê almal, ag man, doen wat jy wil en sê wat jy wil en gaan aan soos jy lus het nie. Soos dit 'n mens 'n verhouding stap met mense, soos dit 'n ouens leer ken oor wat die ouens is, ek dink sal al baie meer vertroue kom, maar die belangrike ding van 1 Korintiërs 14 en van hierdie gedeelte, sê hy ondersoek en behou die goeie. So, ek sluit af en dan sal ons 1 Korintiërs volgende week doen. As jy al 'n profesie gekry het, hier is 'n goeie beginsel. Ondersoek dit en behou die goeie. 1 Tessalonisense 5. Ondersoek dit en behou die goeie. As dit in 'n plek is of 'n omgewing is wat jy saam met ander gelowiges is, dan gaan jy en jy gaan deel dit met hierdie mense en jy sê, help my om hierdie te ondersoek as jy nie self kan nie. Maar ons weet dat profesie word eintlik beskermd gegee. Nou daar is voorbeelde wat ons wel sien dat daar was
ouens gewees wat in groeperings as profete opgetree het in die Nuwe Testament, maar dit is crucial om te verstaan dat profesie word beskerm. Tale is absoluut afhanklik en ek gaan vir julle net eindig. Kom ons gaan net aan die einde van 1 Korintiërs 14. Kom ons eindig hom, ons sal hom volgende week van voor af begin. 1 Korintiërs 14 vers 39. Daarom, my broers, beywer julle om te profeteer en moenie die spreek van tale belet nie. Dis waarmee hy eindig. Belet, ander woord is verban. So, beywer julle om te profeteer, so met ander woorde, as ek profeteer, jy moet dit wil hê en jy moet dit wil doen. Moenie jouself afsny van dit nie. Profesie is goed. En dan sê hy, moenie die spreek van tale belet nie. Moenie iemand keer om in tale te praat nie. Maar daar is konteks wat saam met hierdie gebeur. En so, dit kan dalk voorkom asof ek teen tale of teen profesie is. En die antwoord is, daar is nie 'n manier dat ek either teen tale of teen profesie is nie. Ek dink beide van daai is ongelooflike twee goeie gawes, wat 'n ongelooflike groot krag het. Maar ek en jy moet verstaan, as ons die woord lees, gee hy vir ons die riglyn vir beide van hierdie. Maar, ons tyd is verby. So kom ons sluit die oë, en kom ons bid saam. Here, in hierdie oomblik begin ons, Here, en ek besef, Here, in hierdie oomblik het ek dalk meer oopgekrap as oplossings. Maar ek wil bid, Here, dat ons met alles wat in ons is, sal besef, Here, dat U woord gee vir ons die riglyne. En Here, as ons nie verstaan nie, as ons onseker is, Here, mag ons vra, mag ons worstel, mag ons navorsing doen, mag ons met alles wat ons doen, kan doen, maar Here, mag ons getrou wees met U skrif. Here, mag ons getrou wees, Here, met dit wat U vir ons gegee het. En Here, mag ons hierdie met ywer doen. Mag ons dit beywer om te profeteer. Here, mag ons nie iemand sê dat hulle nie mag in tale praat. Here, mag ons nooit op 'n punt kom dat hierdie twee goeders as negatief gesien word in ons gedagtes of in ons kerk nie, Here. Here, mag ons onsself herinner dat hierdie is gawes uit U hand uit vir mense, gegee vir ander mense.